Ons gaan vanoggend saam lees uit die Matteus Evangelie. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek eers graag saam met julle bid. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, U is hier teenwoordig. Dankie dat ons saam in die teenwoordigheid hier kan wees. Here, ek bid waar ons nou ook vanoggend saam uit die woord gaan lees, mag ons U stem hoor. Kom, maak opnuut hierdie teks aan ons bekend, Here. Laat ons beweeg word deur U hart. Here, dit is so groot voorreg om as 'n geloofsgemeenskap saam te kan wees. En ons wil U daarom loof en prys. Bid dit in U naam alleen. Amen. Die tema wat ons vandag mee sit is 'n tema van sending. In die Matteus Evangelie lees ons dat Jesus sy disippels roep. Elkeen van hulle het hulle eie storie van Jesus, hoe Jesus hulle raak sien en hoe Jesus elkeen van hulle op die naam roep. En dan, die teks wat ons vandag lees, beweeg ons dan vanuit hierdie roeping na gestuur wees. In Matteus 9 van vers 35 tot 10 vers 15. So as julle julle Bybels het, is julle welkom om so lank daar oop te maak. Kianti, jy is ook welkom om so lank hier te kom staan. Sy gaan vir ons die teks lees vanoggend. Net vir 'n stukkie agtergrond. Jesus is hierso besig met sy bediening in Galilea waar hy preek en mense genees. En net nadat ons dan lees oor Matteus se eie roepingsverhaal in hoofstuk 9, lees ons oor verskeie wonderwerke, veral Jesus wat mense genees. Hierdie is belangrik. 'n Vrou, 'n dogtertjie wat opgewek word, blindes wat sien en stommes wat dan weer begin praat. En dan kom ons by vers 35. Dankie, Kianti. Ek's bietjie kort. Hallo. Jesus het in al die stede en dorpies rondgegaan, in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal genees. Toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder 'n herder. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel. Jesus het toe sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag oor onrein geeste gegee om hulle te kan uitdryf en om elke siekte en elke kwaal gesond te kan maak. Die 12 apostels se name was, eerstens Simon, wat bekend staan as Petrus, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus, en Thaddeus, Simon Kananeus en Judas Iskariot wat hom verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het. Moet julle nie begewe op 'n pad na die heidene en moenie in 'n Samaritaanse dorp ingaan nie, maar gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan verkondig die volgende: die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry, verniet moet julle dit uitdeel. Moenie goue of silwer of kopermunte in julle gordel saamneem nie, nie 'n reissak vir die pad nie, ook nie 2 kledingstukke of sandale of 'n wandelstok nie, want die arbeider is sy kos werd. Watter stad of dorp julle ook al binne gaan, vind uit wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En wanneer julle die huis binne gaan, groet die huismense. En as hulle dit waardig is, skenk julle vrede aan hulle. Maar as hulle dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En wie ook al julle nie verwelkom en na julle woorde nie luister nie, gaan weg uit daardie huis of stad en skud die stof van julle voete af. Amen. Ek sê vir julle, dit sal vir die land Sodom en Gomorra op die oordeelsdag draagliker wees as vir daardie stad. Daar is baie seer in hierdie wêreld. En ek dink nou nie dis iets niets nie, dis nie iets wat ons vanoggend nie leer nie.
Soos wat ons ook deur die Karoo getoer het op ons toer hierdie jaar, het ons baie swaar kry gesien, verlies en veral eensaamheid. En ons land is 'n land wat gevul is met armoede, pyn, lyding, swaar kry om elke hoek en draai. Sommige mense het beserings wat hulle weerhou van sport, ander sukkel om kos op die tafel te sit. Elkeen kry ewe swaar. Ek dink elkeen van ons hier vanoggend kan ten minste een storie van swaar kry vertel. Wat is daardie storie vir jou vandag? Waar het jy vandag seer? Toe hy die skare sien, sê vers 36, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder 'n herder. Nou daar was baie pyn en swaar kry tussen die mense van Matteus se tyd ook gewees. Hierdie groep is 'n groep Israeliete wat menigte oorloë ervaar het, oor generasies een. Dis 'n groep mense wat onder Romeinse onderdrukking was. Hulle was nie meer onafhanklik hierso gewees nie. En dit beteken swaar belasting, min politieke vryheid, armoede. En dan was die godsdienstige leiers van die dag ook besig om mense eintlik maar links en regs ook te leer te stel. En daarom verwys Jesus na hulle as 'n skape sonder 'n herder. En hierdie verwysing haal eintlik die Ou Testament aan. En dit is iets wat ons reg deur die boek van Matteus sien. Die profeet Esegiel het byvoorbeeld in hoofstuk 34 ook na die volk van Israel verwys as 'n herderlose kudde, omdat die herders net aan hulle selfwyding verskaf het. Ons sien daarom hierso 'n seer en 'n swaar kry wat al 'n baie lang pad kom. Teen die tyd wat Jesus begin beweeg en preek reg oor Galilea, het die godsdienstige leiers die wet baie ingewikkeld gemaak. So, nie net was daar min politieke vryheid nie, maar was ook min geestelike vryheid, wat mense eintlik maar onder geweldig baie druk gesit het. En dit is dan juis uit hierdie agtergrond wat Matteus vir ons iets van Jesus kom wys. Ons het gelees die Israeliete was verward en verstrooi. En die 1983 vertaling sê hulle was moeg en hulpeloos. En Jesus was diep geraak. Die Message vertaling gebruik die woordjie compassion. When he saw the crowds, he had compassion for them. Nou, dit het my oomblik gevat om hierdie woord in Afrikaans te vertaal, want ons het so 'n ryk taal en ons verskeie woorde wat ons kan gebruik vir dit. Maar een vertaling is deernis, om 'n diep meegevoel te hê. Ander woorde is empatie of ontferming. En ek moet sê, hierdie woordjie ontferming het my baie gebly, want om ontfermend te wees beteken om medelydend te wees. Om iemand anders te sien, maar om dit wat jy sien ook jou eie te maak. Jy ly saam met hulle. Jy is 'n medeleier van iemand in pyn. Ek dink om 'n medeleier te wees is om te besef dat ek het ook pyn, ja, maar ek kan daarom ook sien dat iemand anders pyn het. En dit is juis wat Jesus dan anders maak as die herders wat Esegiel byvoorbeeld beskryf. Waar hulle self versorg het, sien Jesus die mense raak. Waar hulle eintlik maar net mag nagestreef het, word Jesus deur ontferming gedryf. Jesus kyk nie hier weg van die wêreld se seer nie. Hy stap reguit daarin in. Hy sien hier nie net 'n skare nie. Hy sien individue, elk met hulle eie pyn. En hy ontferm hom
oor hulle. En dan sê hy vir sy disippels, die oes is groot. Daar is te veel seer in hierdie wêreld, maar daar is nie genoeg arbeiders nie. Daar is nie genoeg mense wat die pyn en die seer raak sien nie. Daar is nie genoeg mense wat hulle laat beweeg word deur ander se seer nie. Nou, ek het in my soeke na vertalings van die woord compassion op 'n webtuiste afgekom wat genoem word die Supertaal Woordeboek. En daar beskryf hulle die woordjie ontferming as om medelee te betoon, maar dit stop nie net daar nie. Dit sê ontferming is om medelee te betoon en om te versorg of om hulp te verleen. Jesus se ontferming is nie bloot net 'n passiewe kyk na die skare nie. Sy medelee is nie abstrakt nie. Dit beweeg hom tot aksie. Hy sien en besef dan dat daar iets gedoen moet word. Hy besef wel ook dat die arbeiders van die dag nie besig is om iets te doen daaromtrent nie. En dan sê hy vir sy disippels om te bid en om vir God te vra vir arbeiders. En dan sien ons iets besonders gebeur hierso. Skaars is die gebed gebid en dit word beantwoord. Die Message vertaling in Matteus 10 vers 1 sê, "The prayer was no sooner prayed than it was answered. Jesus called 12 of his followers and sent them into the ripe fields." Jesus noem hier 12 disippels, elkeen op hulle name. Nie 12 nuwe mense of heilige mense, engele uit die hemel nie, maar 12 wat eintlik al 'n pad met hom gestap het, wat langs hom staan. En ek dink, ons verwag een ding, maar ons weet iets anders. Ons weet, Jesus gebruik ons weet hy wil ons gebruik, hy kies ons, hy roep ons, maar ons verwag ook nie noodwendig altyd dat hy ons ook wil gebruik nie. Net soos die disippels. Hulle verwag eintlik dat Jesus die invloedryke mense van Israel gaan kies. Miskien die skrifgeleerders, die fariseërs. Ons dink dat Jesus die mense met die meeste opleiding of die beste werke, die hoogste salarisse gaan kies. Maar dan kies hy die disippels, 12 doodgewone mense. Vissers, 'n belastinggaarder, 'n seloot. Mense wat waarskynlik nooit in dieselfde vertrek sou wees as dit nie was vir Jesus nie. En tog kies hy elkeen van hulle en hy stuur hulle. En dan sê hy eers vir hulle dat hulle moet bid voordat hy aankondig dat hulle die antwoord is. En dit het my nogal laat wonder hoekom. Dalk is dit juis sodat hulle ontferming in hulle sal ontwikkel. Want ons sien hierso dat sending begin nie by buitengewone mense nie, dit begin by doodgewone mense. By mense wat aangeraak word deur Jesus se meegevoel. Ons sien hierso dat gebed nie net God se hart verander nie, maar dit verander ook die een se hart wat bid. Maar wat is dit wat Jesus hier in die disippels kom vorm? En ek dink om dit te weet, is dit nodig om eers te verstaan wat Jesus hier in Matteus 10 probeer verduidelik. Nou, Matteus 10 is 'n baie ryk teks en ons baie ding wat ons hier uit kan haal. En dit verwys na disippelskap, na sending. Ons sien hierso dat Jesus vir sy disippels opdrag gee om uit te gaan, om wonderwerke te verrig, om te genees, om demone uit te dryf, om geregtigheid na te streef. En in vandag se wêreld kan so 'n boodskap maklik na een van twee kante toe gaan. Of daar word geveg vir sosiale geregtigheid sonder om werklik die hart van die evangelie te deel. Of die evangelie word gedeel, maar geregtigheid word nie nagestreef nie. Wat eintlik dan ook die hart van die evangelie mis. Jesus wys hier dat ontferming die dryfkrag word van sending, van disippelskap.
En daarom is hierdie roeping van Jesus tot disippelskap dan nie 'n maklike taak nie. Die disippels ontvang baie spesifieke instruksies om nie na die heidene nasies, na die Samaritane toe te gaan nie. Nie nou nie. Maar hoekom nie? Aan die begin van die teks het ons gelees dat Jesus se hart breek vir die mense om hom, die Israeliete. Vir nou, vir hierdie ronde, stuur Jesus sy disippels na die verlore skape van Israel. Die mense wat al vir generasies lank wag vir die Messias om te kom, vir die koninkryk van God om sy volle glorie weer te bereik. Op hierdie huidige oomblik was dit belangrik dat die goeie nuus van God se koninkryk by die Israeliete uitkom. So hierdie eerste sending van Jesus bewys dan ook die belofte wat God gemaak het en dat God getrou bly aan hierdie belofte. Later lees ons dan ook in Matteus dat Jesus sy disippels na al die nasies toe stuur, na al die mense in die wêreld, en dit beklemtoon dan ook Jesus se hart wat uitgaan vir alle mense. Maar vir nou was dit vir die Israeliete. Maar dit sou ook nie maklik wees nie. Want die verlore skape wou nie noodwendig hoor dat Jesus die Messias, die ware herder is nie. En daarom ontvang die disippels streng instruksies. Instruksies wat eintlik dringendheid bring. Nou dit is wel belangrik om te verstaan dat hierdie instruksies klem lê op getrouheid, om te hou by die sendingsboodskap. En die groot sendingstaak hier is om te verkondig dat die koninkryk van God op hande is. Al die ander instruksies raak dan amper 'n bysaak. So as dit nou nie werk by die een huis nie, sê Jesus beweeg dan aan na die volgende huis toe. En dit is belangrik, ek sê glad nie dat al die ander instruksies soos genesing, soos bose geeste uitdryf of mense die evangelie verkondig nie belangrik is nie of relevant is nie. Ek dink juist dit is. Maar wat Jesus hier wys, is dat dit nie kan gebeur sonder om mense in nood of met pyn raak te sien nie. Die taak op die disippels se tafels is daarom nie sukses nie. Dit is getrouheid. Om beweeg te word sodat hulle kan aanhou beweeg. En dit het my laat wonder, wat beteken dit dan om 'n disipel te wees? En ek dink hier is 'n vraag wat ons vir eeue lank kan vra en vir eeue lank nog kan uitpak. En baie mense het al iets daaroor geskryf en dinge te sê hieroor. En ons kan reekse op reekse maak oor disipelskap. Maar een ding waaroor meeste mense saamstem, is dat die groot doel van disipelskap tweeledig is. Eerstens, om meer en meer soos Jesus te word, en tweedens om sy woord te verkondig. Ek dink is makliker om sy woord te verkondig as om soos Jesus te word. Dis 'n lewenslange uitdaging. En om soos Jesus te word, dink ek, kos dit om iets van onsself te verstaan. Eric Toge beskryf disipelskap as holy, holy, holy. En ek moes dit op 'n skyfie sit net om seker te maak dat almal die verskillende spelling kan sien, want dit gaan oor dat disipelskap het gate. Dit maak heel en dit is heilig, soos Jesus. Soos baie mooi woordspeling. So disipelskap erken ons as mense is vol gate, gebroke. So niks wat ons kan doen, gaan eintlik ooit perfek wees nie. Ons kan fisies nie heel na Jesus toe kom nie. Ons is almal vol gate op ons eie reis na heelwording. Ons kan nie die gebrokenheid van ons liggame wegsteek wanneer ons voor Jesus kom staan nie. En so ook nie wanneer ons lewens of Jesus se woord met ander mense deel nie. En ons sien hierso dat Jesus dit ook nie wil hê nie. Sy opdrag is juis om te doen te hê met die gebrokenheid van die mens, met die verlore mens. En dit is hoekom disipelskap dan ook heel maak en daarom heilig is. Die gebroke mens
reik uit na die gebroke mens. En deur die krag van die Heilige Gees vind heelwording plaas. Ek dink, as 'n mens op 'n uitreik gaan, soos wat ons na die laaste 2 weke gegaan het, kan elkeen van ons getuig dat gebrokenheid in ons die Here kom opbring en vir ons kom wys, en tog het daar 'n stukkie heelwording vir elkeen van ons ook plaasgevind. En dalk is dit dan juis hoekom die disippels eers moet bid. Dat hulle eie gebrokenheid eers raak sien en daaruit ontferming begin ontwikkel. 'n Digter, David White, skryf 'n gedig met die naam On Pain. En hy sê, pain is the doorway to the here and now. En dan sê hy 'n sinnetjie wat my so diep tref. Hy sê, pain is the first proper step to real compassion. It can be a foundation for understanding all those who struggle with their existence. Nou as ek moet eerlik wees, is hierdie iets waarmee ek verskriklik worstel, dat my pyn en seer juis my kantoor is om ontferming te hê vir die wêreld om my. Dat ek my pyn moet erken om iemand anders se pyn te kan raak sien. En dit is wat Jesus hier vir die disippels vra. En ek dink dan amper dat dit onmoontlik is om egte medelee te kan hê sonder om jou eie seer raak te sien. Deur hierdie hart van ontferming sien ons dat Jesus dan die disippels stuur. En so word ons ook uitgedaag. Henry Nouwen is 'n bekende teoloog en hy sê dit so treffend dat ontferming ons uitdaag om te gaan woon in plekke waar pyn woon. Om te gaan deel in mense se gebrokenheid, in hulle vrees, in hulle verwarrings, in hulle angs. Om uit te reik na hulle wat hartseer rou, wat eensaam treur en wat trane van seer kry stort. Om te gaan na die verlore skape van ons gemeenskappe. Ontferming beteken dat ons ingaan in die wêreld van die swakstes onder die swakkes. Dat ons verwond word saam met die verwondes. Dat ons magteloos word saam met die wat nie mag het nie. Dit beteken om ons totaal en al in te leef in die situasie van menswees. En dit is waar die koninkryk van God is. Matteus beskryf die koninkryk as die koninkryk van die hemele, amper asof dit klem lê op 'n spirituele koninkryk, 'n spirituele vernuwing. 'n Plek waar ons menswees erken, waar genesing plaasvind, waar God se woord verkondig word. Maar waar dit alles beweeg word deur ontferming. So die koninkryk van die hemel is nie bloot net 'n plek waar iets soos ontferming gebeur nie. Dit lyk soos ontferming, soos medelee, soos deernis. En deur die Matteus Evangelie sien ons dat die koninkryk God se heerskappy is. En waar God regeer, begin mense soos hy leef. En daarmee wil ek dan ook vanoggend afsluit. Ek het begin deur te sê dat daar baie seer in hierdie wêreld is. En dit is nog steeds so. Dit gaan môre nog steeds so wees. Kinders woon nog in kinderhuise, kry nog steeds swaar. Mense op die straat sukkel dalk ook nog steeds. Jou besering is dalk nog steeds seer. Maar Jesus stuur nie sy disippels die wêreld in omdat hulle al die antwoorde het nie. Hy stuur hulle omdat hulle sy hart leer ken het en omdat hulle met hom tyd spandeer het. Want hy het die 12 wat reeds langs hom gestaan het, gestuur. En wanneer Jesus sê,
die koninkryk van die hemele is op hande, bedoel hy nie net dat God eendag alles nuut gaan maak nie. Hy bedoel dat God se nuwe werklikheid reeds besig is om deur te breek. En hoe lyk daai werklikheid dan? Dit lyk soos mense wat raak gesien word. Dit lyk soos genesing, soos hoop, soos vergifnis, soos ontferming. Want waar Jesus regeer, word mense nie misgekyk nie. Word gebrokenheid nie ontken nie. En stap mense, soos wat hy doen, die wêreld se pyn binne. Dit sê nie dat gebrokenheid nie meer daar gaan wees nie. En dalk is dit dan die vraag waarmee ons vandag ook aan huis toe gaan. Wie is daardie verlore skaap wat God vandag op my pad geplaas het? Wie is die mens wat wag om raak gesien te word? Daardie seer en pyn waarmee ek vandag sit? Wie is die persoon wat ook met daardie pyn sit? Die kerk bestaan nie omdat die wêreld die kerk nodig het nie. Die kerk bestaan omdat die wêreld Jesus Christus nodig het. En Christus kies om elkeen van ons om deur gewone mense homself bekend te maak. Die koninkryk van die hemel kom nie net deur groot wonderwerke nie. Dit doen definitief ook, maar dit breek ook deur doodgewone geleenthede, doodgewone disippels. Mense wat self deur Jesus se ontferming aangeraak is en sy ontferming dan na ander toe ook dra. Kom ons bid saam. Here, ons sangspan het vanoggend 'n lied gesing wat vra dat ek ook as mens gevul word met vriendelikheid, maar ook met ontferming vir elke mens, Here. Vir elke mens wat U liefhet, wat U raak sien, wat U roep. Here, mag ons dan ook vandag die wêreld binne gaan, ons strate, ons woonbuurte binne gaan en ontferming hê vir die mense om ons. Mag ons medeleiers wees van die mense van die koninkryk, Here. Dankie dat U vir my, vir elke persoon hier vanoggend ook stuur, Here. Dat U deur elkeen van ons werk. Here, ons weet ons wêreld is gebroken en ons liggame ervaar verskriklik pyn, Here. Daarom weet ons ook dat U is die God van genesing en dat U pad met elkeen van ons stap. En Here, soos wat U besig is om heelwording in elkeen van ons te kom bring, Here, mag U ook elkeen van ons gebruik in die proses van heelwording in iemand anders se lewe. Vra dit in U naam alleen. Amen. Amen.
ons ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal bly en wees. Amen.